die bank gaan hol. Wil ek vir julle elkeen baie welkom weet by vanoggend se Sabbatskoolprogram. Dit was 'n rowwe week vir elkeen van ons, ek seker wel fyn, want ons het iemand uitstaande goeie week gehad het nie. As daar is, kom ons hoor eers, is daar, miskien is daar. Want almal weer aangepraat, ons predikant, amen. Wat 'n voorbeeld, net 'n wonderlike week gehad. Ek wil vir julle baie welkom sê, mag ons vandag huis toe gaan, gevul met die Heilige Gees. Mag ons met 'n lied in ons hart huis toe gaan en krag hê vir die res van die week wat gaan volg. Kom ons sluit die oë vir ons openingsgebed. Vader, baie dankie vir hierdie lieflike Sabbatoggend. Dis helder blou lig daar buitekant. Ons is gesond. Ons het soveel om voor dankbaar te wees, Vader. Ons het die voorreg om in 'n land te aanbid waar ons nie vervolg word vir ons godsdiens nie. Daarvoor sê ons vir U opreg dankie. Dat ons godsdiens kan uitleef. Waar ons nou 'n Sabbatskoolprogram gaan aanhoor, bid ek dat U asseblief met die sprekers se program sal wees, dat U ons sal seën, dat U ons sal gebruik as 'n instrument om die mense wat U na die huis toe geroep het, se harte te kan spreek. Vader, ek bid dat U asseblief ons sondes vergewe. Enige iets wat nou skeiding maak tussen U en ons, dat U dit sal wegneem, want vandag is 'n spesiale dag. Ons vier nagmaal, Vader, en ons verheer en verheerlik U, en dankie vir daardie voorreg wat ons het om nagmaal vandag te kan vier. Amen. Hartlike welkom van my ook. Ek is baie bly om op 'n Sabbat hier te kan wees. Dit is so maklik om altyd 'n verskoning uit te dink om nie hier te wees nie. En ek staan heel voor in die ry want ek is baie lief om op 'n Sabbat in die natuur te gaan ry. En dit is die naaste wat ek in die Here kan voel. In tye wat ons om regtig nodig het. En ek glo elkeen van ons gaan soek om in die natuur op. Al is dit net daardie pragtige voelmusiek wat ons luister. Dit klink soos 'n simfonie as daar stilte in die natuur is. En ek is so dankbaar dat as ons uit daai natuur uitkom, is ek net so gevul met die Heilige Gees soos wanneer ek hier gewees het. So die Here is oral. Hy is hier. Hy is in die voertuig waar ons mee ry. Hy is in ons huise. Hy is in die natuur. En ons kan net vir hom dankie sê, my ryker wat ek hier gemaak het, die wit en die rooi. Ons rooi is ons daar, die wit is die Here, en ons kan nie sonder hom gaan nie. En die oomblik wat ek voel dat hy ver is, kan ek hom net my hand uitsteek na sy hand, want sy hand is gereed vir my daar. En ek glo elkeen het so 'n week gehad, dat ons gevoel het, jy steek jou hand uit, en jy kan sê, Here, lei ons voort. Wat 'n lieflike week het ons nie gehad nie. Wat 'n voorreg het ons om hier in die huis vandag te sit. Baie welkom, en geniet hierdie oomblik saam met my. Ek was vir 'n oomblik die tydjie in die skool gewees. Ek het herinneringe opgeroep van my kinders toe ek hulle kosblikkies moes gepak het. Nou, ek het nou nie vir Tamarijn gevra om haar kosblikkie vir my te bring nie, of van ons groter kinders, Nicolaas, ek het jou nie vir jou gevra vir jou kosblikkie nie, maar, ja, ek dink dit is interessant om elke een se kosblikkie vanmôre te gaan inloer as die mamma hom gepak het. Is ons moeders geneig om nie die vorige dag of selfs vir die week vooruit te beplan in ons kinders se kosblikkies nie. So maklik, daar is 'n appel en dalk 'n piesang, miskien 'n peer of niks. Wat ons gou in hulle tasse sit en hulle gaan skool toe met 'n piesang en 'n appel. Hulle het nie ontbyt gehad nie. Besef ons dat dit die enigste maaltyd is vandat hulle 7 uur die huis verlaat tot 1:30 dan kom hulle terug. Hier is 'n servet. Ek gaan julle nou vertel wat sy doel is. Miskien is ons kinders gelukkig. Ons het die vorige aand KFC geëet, Nando's of 'n pizza.
En dit daar het oorgebly. En wat pak ons in daai kosblikkie? 'n pizza stukkie, maar het dan nog vir my hier vas. Ek sal weer luister. Hier is 'n pizza stukkie, 'n Nando's, tennisbeskuitjies, Smarties en 2 is 1 snytjie wat ek peanut butter en stroop opgesit het. Ek troos my die gedagte, ag ek sit maar vir hulle 'n lekkertjie in. Ek het nou nie voorberei nie, maar dit is my gedagtes om te troos, nie my kind nie. My as moeder se gedagtes. Wat is dan nou makliker? Daar's glad nie iets om te vat nie. Dit is so haastig. Kom kinders, ek moet julle skool toe vat. Sit ek vir hulle dalk 'n R5 in die hand of 'n R10 en sê, hoorie, gaan kry of julle ietsie by die snoepie. Dis reg my kind. Dis vinnig en maklik. Bottel water. Weet julle hoe belangrik is dit om vir hulle water in te sit? Nie 'n gaskoeldrankie nie. Nie 'n water wat ons dokter met 'n bietjie Oros of Sweet uit en daai tipe van goed, maar skoon water. Dit is baie belangrik. Om hulle water vir hulle suiwer in 'n bottel te hou. Ja, hier kom ons by die interessante. Nou, wat moet ons dan vir die kinders inpak? Wat moet ek op hulle broodjies smeer? Ons het nie nodig om iets op 'n broodjie te sit nie. Die broodjie alleen is baie lekker. Jy proe regtig die brood. Sit ons peanut butter en stroop, 'n vleisie of wat ook al daarop, dan benadeel ons hierdie broodjie. So 'n volkoring broodjie, baie lekker. Neute, rosientjies of enige berry daarbey, wortels, baie lekker, tomaties, ertjies, kiwivrug, mielies, pineappel en julle sal verbaas wees. Perskes, stroopperskes. Dit is 'n gebalanseerde dieet met 'n bottel water. Kyk na jou kind se kosblik. Dan het ek nog hier 'n voorbeeld van 'n lekker kospakkie. Yoghurt. Ek wil net noem, ons het nie sulke bakkies gekry. Ek dink sy vergeet. 'n muffin, daar hoef niks op te kom soos botter en stroop nie. Hy is baie voldoende. Popcorn het ek hier in. 'n koppie popcorn is 'n baie goeie peselappie tussenin. Net 'n koppie vol. Dan weer droë perskes, jou neute, jou vars vrug en jou groente. Dit is al wat ons kinders nodig het. Nie hierdie bakkie met hierdie pizza's en KFC kos in nie. En weer eens 'n bottel water. Moeders, 'n servet of 'n briefie. Dit is waarna jou man en jou kind verlang in sy kosplek. Geniet jou skooldag, my kind. Papa en mamma is lief vir jou. Dit is waarmee ons kosblikkie kan toemaak. As ons wil hê ons kinders moet presteer op skool, dan moet ons kyk dit wat hulle inneem. Ons is baie geneig om ons skoolrapporte te vat en sien ons kinders het nie gepresteer nie. Maar dit begin alreeds by die etes wat ons vir hulle gee. As ons wil hê die buitemuursaktiwiteite moet hulle kan deurdruk en 'n end uithou, dan begin dit by ons etes, ons maaltye vir ons kinders. Dit is dan 'n mondvol wat ek nou hier vir julle vertel het. Is net so 'n heimwee na my kinders. Ek weet, baie van ons mammas is nie hier nie. Maar kinders, julle wat hier so sit, kan weer dit vir iemand anders gaan oorvertel. Ons weet ons druk julle baie vir presentasies en goed, maar ek besef vandag as ouer dat ek ver te kort geskiet het om 'n gebalanseerde dieet vir my kind in te gepak het. Kom ons vra vir ons diakens om ons offergawes op te neem. Hier is 'n seentjie wat 5 gars broodjies en 2 visse
sê. Maar wat is dit vir so baie mense? Wanneer ons die eerste van die 8 die enigste en die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament lees, dan staan hierdie storie vir my ver bo uit, want dit is vir my 'n pragtige wonderwerk verhaal. Daar het ek 3 illustrasies uitgeneem uit hierdie verhaal uit. Die een is die ketting van gee. Die moeder het vir haar seentjie die visse en die brood gegee. En die seentjie het dit weer vir die disippels gegee. En die disippels het dit weer vir Jesus gegee. En Jesus, nadat hy gedank het, het hy dit aan meer as 5000 mense gegee. Wat 'n wonderwerk. Die Bybel sê vir ons daar's ongeveer 5000 mans. Maar as elke tweede man 'n vrou moet hê, en natuurlik hulle klomp kinders, dan kan ons nie vir ons regtig voorstel waar dit sou geëindig het nie. Dit is vir my 'n groot wonderwerk. So die woordjie gee is vir my hierin van kardinaal belang. Hoeveel gee ons en hoeveel spruit uit ons gee uit? Nêrens word dit in die Bybel genoem van 'n moeder wat dalk die brood en visse vir die seentjie gegee het nie. Hoorie wat ek vra? Daar word nie genoem van 'n moeder wat die brood en visse gegee het nie. Die tweede ene wat vir my uitstaan is dan die magtigheid van die Here. As hy praat, dan gebeur dit. Hoeveel keer in ons lewe praat hy en dit gebeur? As ons net gaan stil sit en dink. Dan die derde ene wil ek vra, dat waar het hierdie wonderwerk werklik begin gebeur? Is dit waar die wonderwerk begin gebeur het, toe die Here die broodjies en die visse vermeerder het? Nêrens word daar ook genoem dat hierdie moeder 'n naam het nie, of 'n vader word genoem nie. Selfs hierdie seentjie se naam word nie genoem nie. En daarom, dit is Moeders Maand hierdie gewees. Ons het vir die paar 4 Sabbatte het ons aan ons moeders gedink en ons het iets met elkeen gedeel. Iets pragtigs wat ons gemotiveer het om weer aan te gaan en aan te hou. En daarom het ek hierdie voorreg om vandag die laaste Sabbat van hierdie Moedersmaand af te sluit, om hierdie wonderwerk verhaal van die brood en visse uit 'n ander hoek te kyk. Die vroedvrou hou die skreeuende babatjie omhoog, na die moeder wat terugsak op haar slaapmat, uitgeput na ure lank in kraam. Die moeder kyk hoe die vroedvrou die naalstringetjie knip. Die baba was bewend en die klein lyfie word met teerheid, met sagtheid, met sout ingevryf om infeksie te voorkom. Hier is jou seentjie, sê die vroedvrou. En die moeder neem hierdie klein lyfie en druk 'n teer teen haar bors en sy huil. Sy trek haar knieë effens op en lê hierdie baba op haar bene saggies neer. Dan trek sy hierdie doeke oop en sy streel oor hierdie klein armpies. Haar seentjie se beentjies is nog gebuig van 9 maande in die moederskoot. Trane stroom oor haar wange toe sy die klein handjie soen wat sy vingertjies om haar vinger gekrul het. Haar seentjie se vel is sagter as 'n baba hasie sing. O Here, sy huil saggies toe sy die baba weer na haar bors druk. Laat ons seentjie vir ons herinnering wees om vreesloos te gehoorsaam.
Sodra die moeder haar seentjie elke oggend in 'n draakkombers na die put waar sy vars water vir die dag sy gebruik gaan skep. En terwyl sy haar huistaakies en huiswerkies besig is, lê hy hier langs haar in die wieggie. Sy sien elke verandering in haar seentjie, sy glimlaggie. Sy sien die verandering van op 6 maande sit hy. Sy sien die verandering op 7 maande dat hy kry. Op 10 maande trek hy hom teen die meubels op. En op 11 maande waggel hy al agter haar aan. En op 12 maande sy eerste nerf afknie. Elke dag kyk sy met 'n mengsel van vreugde en ontzag na hom toe hoe hy speel. En in die aand omvou sy hom met 'n kombers en druk haar gesig in die sagtheid van sy nekkie en soen hom op sy voorkop. Nag my kind, en sy doof die kersvlammetjie uit. Dis vroeg in die oggend en die son skaars op en sy is besig om vir brood te knie. Ek wonder wat het hierdie oggend deur hierdie moeder se kop gegaan. Sy het so baie huistaakies om nog te verrig. Sy het alles ook maar neergeskryf, net soos ek en u. Het sy haarself afgevra, is dit alles die moeite werd? Toe sy die oggend haar seentjie se kosmandjie pak, was sy ook mounerig? Was sy ook onrustig? Sy hoor die oggend dat 'n groot groep mense verby haar huis gaan. Dit lag en dit gesels en dit skarrel. En skielik kom haar seentjie ingehardloop. Mamma, ek gaan nou. En ek vat daardie kosmandjie. En ek hardloop en mamma roep net agterna. My kind, kyk dat jy asseblief voor sononder terug is in die huis, hoor? Sy was ook onrustig. Hoekom kom hy nie die middag huis toe nie? Maar en ek weet dat sy moes vir hom 'n kosmandjie ingepak het. 'n Klein maaltydjie, proteïen, koolhidrate, stysel, omega-3, omega-6. Laat die namiddag kom hierdie seentjie moeg aangehardloop by die huis. Mamma, ek het Jesus gesien. Ek was die hele dag by hom, saam met klomp ander mense. En weet mamma wat? En hy vertel aan haar hierdie fantastiese wonderwerk wat plaasgevind het. Hy het duisende mense kos gegee. Ek wonder wat was haar reaksie toe hy aan haar die wonderwerk vertel het. Sjoe, kyk wat het ek gemis. Hoekom was ek nie daar nie? Ek sou so graag na hom wou gaan luister het. Ek sou ook so graag hom wou gesien het. Ek kan my net voorstel hoe spraakloos sy was. En dan met nederigheid dat Jesus gekies het om haar skrale offer van 5 broodjies en 2 visies te omskep het in hierdie wonderwerk. As u, soos ek partykeer wonder, wat dit beteken om hierdie enorme groot taak wat ons opgelê is by ons huise, dat dit van onskatbare waarde is, wat bydra tot die opvoeding van ons kinders, Jesus se kinders. Neem asseblief dit ter harte, broers en susters. Die eenvoudige taak wat u en ek
vir ons gesin doen, is daar geen verskil tussen ons en hierdie moeder nie. Sy is in Bybelse geskiedenis, in 'n ander area. Maar die seun se kosplek is geneem en die grootste wonderwerk het plaasgevind. Daarom vra ek, hoe lyk ons kinders se kosplekkies wat ons skool toe stuur? Hierdie moeder het feitelik niks terug ontvang nie. Geen glorie en geen erkenning. Kom ons gee toe dat God haar nederige klein offertjie aan duisende geseën het. Ek wil hulde bring aan hierdie moeder, want dit is waar die wonderwerk begin het. Kan ons vergenoeg wees met die wete dat die klein dingetjies wat ons in ons huise doen, daardie irriterende, doodgewone, alledaagse huistaak, routines wat ons soms teen die muur uitdryf, dit in inderwaarheid 'n offer aan God is. Ja, dit is. Kom moeders, kom ons doen moeite met ons kosmandjies en ons kosplekkies. En onthou die liefdesbriefie daarbo. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Hierdie Sabbat is spesiaal. Moeders, kom ons gaan en ons gaan kniel by die voet van die kruis en vra dat die Here ons asseblief weer daardie warmte in ons harte, wat ons kinders dra en wat ons mans dra, opnuut in vars sal te maak, soos ons op ons rekenaar staan refresh, so refresh ons vir ons kinders se kosplekkies, vir ons mans se kosmandjies. Ek wil vra dat u asseblief u hoofde sal buig. Vader, ons dankie opreg vir ons moeders in ons lewe. En ek bid dat u asseblief ons moeders, spesiaal in hierdie Mei maand wat ons afgestaan het, dat u hulle sal bystaan en onderskraag. Dat ons hulle meer waardering sal wys en dat hulle meer krag sal hê om u te dien deur hulle klein offergawes. Baie dankie vir die voorreg wat ons hierdie Sabbat het om hulde te bring aan ons moeders. Dankie dat u hulle vir ons gegee het. Seën asseblief die res van hierdie Sabbatdag. Amen. Ons sal nou skryf vir die studieles en mag dit 'n verdere geseënde Sabbat